Okay julle, ek wil gou vandag net met julle gesels oor potensiële optrede en hoe julle moet optree met hierdie protesgoede wat nou aan die gang is. As jy nou geluister het wat die ouens van March nou gesê het, sê hulle basies hulle gaan aanhou met hierdie protesoptog tot en met die government na die partytjie toe kom. So wat ek nou maar vandag net so vinnig met julle wil deurdraf, is maar net algemene punte wat julle na kan kyk as jy weet die gewone lid van die publiek, om seker te maak dat jy maar hierdie volgende paar goedjies in ag neem. Die eerste ding is, as jy nou in die oggend opstaan en jy wil werk toe gaan, sal ek seker maak ek gaan maar deur my protesgroepies. Ek glo die meeste van die mense het nou maar sulke groepies wat hulle aktief op is. En die meeste van daai groepies is redelik aktief. Daar's 'n hele paar waarna jy kan gaan kyk. Jy weet wat direk van die polisie afkom of jou GPF of so. So jy weet dis daarom redelike dis nie net inligting nie, is inligting. Pas op maar vir inligting, want dit is maar 'n konsep waar jy weet ouens baie keer goed versprei wat of ou goed is en jy weet dit is nie noodwendig waar nie. So pas op maar vir dit, maar probeer maar geverifieerde inligting kry. Nou gewoonlik as jy maar daai inligting kry, is dit maar jy weet dit is soos ek sê, daar is daarom groepies waarna jy kan gaan kyk. So, dis jy het nou opgestaan, nou het jy nou aangetrek en alles, nou gaan jy gou deur jou foon, jy maak nou maar seker, daar is nie enige snaakse goede en dinge op die pad wat jy moet vat na jou werk toe nie. Ok, nou begin die volgende proses, nou is jy in jou voertuig, jy is nou op pad na jou werk toe. Mense, nou een ding wat ons nogal oor die jare verleer het, is om te observeer terwyl jy ry. Veral as jy weet daar aan die sturing goeters bly, want dit is gewoonlik so 'n proses, jy weet nie om in die voorste ou vas te ry nie, met die verkeer ensovoorts, laat jy fokus glad nie om die goed rondom jou nie. Maar jy sal dit moet weer begin aanleer. Dit beteken jy kan dalk 'n bietjie verder ry afstand tussen jou en jou voorste ou, maar begin weer met die observasie situasie of scenario, waar jy basies maar kan seker maak as jy voor jou kyk en jy sien, o hel, daar's 'n groot wolkkolom. Jy weet daar's waarskynlik iets wat brand. Jy weet dit is gewoonlik 'n goeie indikasie om te weet, okay, hier is potensieel moeilikheid hier voor. Baie maar dieselfde as jy ry en jy luister in die oggende na jou radio. Dis die ander ding wat baie belangrik is in die oggende as jy ry. Watter radiostasie is nou maar jou keuse. Maar sorg maar dat jy nie op jou Spotify playlist is nie, maar luister maar eerder radio, dat jy ingelig kan bly oor waar daar moontlike protesaksies is, want wat jy ten alle koste wil vermy is, jy wil nie opeindig in hierdie protesaksie nie, want dit is waar jy waarskynlik dan nou moeilikheid kan kry. So, mense, dis nou die ding in die voertuig en op pad werk toe. Nou wil ek gou so vinnig praat oor ons moet verstaan, daar is maar baie keer in hierdie tipe goed, hierdie protesaksies is daar maar ouens wat gewoonlik moeilikheid maak. So sy plan is nie om regtig protes aan te teken nie. Sy plan is om te plunder of om jou goed te steel, wat ook al die scenario nou maar is, dit is nou maar wat dit is. In Engels verwys hulle baie keer na professional agitators toe, en dis maar wat hierdie ouens op die einde van die dag is, en ek dink, dis belangrik om dit ook net te besef. So, waaroor ek nou gou wil praat, net so vinnig aanraak, is as jy nou in die aand in jou bed is en jy lê in slaap, en jy hoor hier kom 'n groot gejuig hier af, naby jou straat, of selfs in jou straat. Mense, moenie uitgaan nie, moenie jou ligte aansit nie. Wees rustig in jou woonvertrek of in jou slaapkamer. Inteendeel, behoort jy 'n plekkie te hê wat veilig is vir jou as jy 'n familie is. Kry jou familie bymekaar. Daai stukkie wat jy daai slaap gaan mis, gaan baie belangriker wees as wat jy dalk jy weet moeilikheid vir jouself maak.
En ja, gaan maar op jou knieë en stuur jou noodgebed op. Jy weet, veral as hulle in jou straat self ook is. Maak maar seker jy bly op jou knieë in daai oomblikke. Dis net vir my belangrik dat baie mense wil, ek weet nou nie hoe om dit te stel nie, maar hulle wil half die Engelse woord is nou, hulle wil nou shine vang. En dan wil hulle nou dalk vinnig 'n videoetjie maak. Ek het nou weer vanaand gesien 'n vroutjie wat daar ergens in Natal praat van, ooh, hey, listen how they're shooting all the guns en wa. En dis die stupidste ding wat jy kan doen. Nou staan sy daar buite, jy hoor hoe klap die geweerskote en sy staan daar met haar foon en neem 'n videoetjie. Nou dis nou seker nou oulik en sy kry nou 'n bietjie jy weet, hoe kan 'n mens nou sê, dis nou dalk goed vir haar kanaal of wat ook al sy dan nou het of WhatsApp groep of wat maak nie regtig saak nie. Maar die feit is dis gevaarlik. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie en jy moet besluit wat is jou vlak van gevaar wat jy wil jy weet betrek na jou toe of na jou toe wil laat kom. En dis hoekom dit belangrik is, soos wat ek sê, jy weet, bly in jou binnekamer, sorg dat jy op jou knieë is, sit jou 'n noodplan wat jy vir jou huis het in plek. Ek gaan net so vinnig weer teruggaan na jou voertuig toe. Onthou nou, jy is nou op pad werk toe, jy is nou amper by die werk. Nou eindig jy wel dalk op in een van hierdie protesaksies. Sorg dat jy maar 'n cargo bag het. Bug-out bag, weggolsak, wat ook al jy dit wil noem. Daar is voorbeelde van 'n kar enetjie wat jy kan kry. Nie koop nie, jy maak hom self op, moet asseblief nie die goed gaan koop nie. Maak maar net jou eie sakkie op, wat nou maar ietsie het om te eet en 'n bietjie water, en wat ook al daarmee gepaard gaan. Want jy weet dalk nie, jy moet dalk 'n alternatiewe roete vat, en wat jy op die ou einde opeindig waar jy dalk verdwaal, who knows. So maak maar seker dat daai voertuig go bag maar altyd by jou is. En dan natuurlik mense, baie groot ding is, maak maar seker dat jou jy weet, jou gewone weggolsak in plek is, veral by jou huis, maar maak maar seker dat jy 'n kar enetjie ook het. Dit is baie, baie belangrik. En mense, julle kan maar gaan soek, daar is voorbeelde. Ek sal net seker maak dat ons sommer in die, saam met hierdie video, een van die 3 of 4 video's wat ons ook het oor weggolsakke, dan nou saam uitstuur saam met hierdie, om seker te maak dat julle dit maar net weer kan opdateer en seker maak dat julle goed wel reg is. Mense, ja, so dit is net so vinnige enetjie. Stuur hierdie maar so wyd en suid soos wat julle kan. Julle ken die storie, like, subscribe, al daai goedjies. En sê in die kommentare as julle dalk nog opdateringkies wil hê in verband met hoe om op te tree in protesaksies, en wat om met jouself te maak as jy dalk per ongeluk in een opeindig. Daar is natuurlik goed wat jy met jou voertuig kan doen, ensovoorts. So laat weet my asseblief in die kommentare, en dan kan ek vir julle dalk ietsie daaroor ook sê. Julle moet 'n wonderlike dag hê, en sterkte, en seën vir julle, en hou altyd jou oë op na bo. Okay, julle, bye.